it's not about who I am. It doesn't matter how you dressed. Jesus said this in the book of Matthew. He said, those who hunger. Come on, I said, those who hunger, those who thirst, they shall be filled. Oh, come on, you didn't hear me. I said, they shall be filled. They shall be filled. Listen, church, God is not interested in our agendas anymore. I need some amens here. We cannot impress Him anymore with what we do on stage and how we present it. We cannot impress Him with that. It's about how thirsty we are. Come on, that's what's going to move God. In this very morning, this is what's going to get God in action in your life. I don't know how desperate you are for God to uplift you and take you out of your circumstances. Come on, I don't know how desperate you are for God to come and do this morning a supernatural miracle. Come on, I don't know how desperate you are. But it's all about how desperate I am for Him. Come on, and if I have some desperate people with me in this house, I want you to lift your hands and forget about the one next to you. Come on, just for a moment, forget about where you came from. Forget about for a moment what your history might be. You might have come from the poorest of the poor. You might have come from the brokenest. You might have come this morning from a place that you don't even know if God can do this. But I can tell you He can. Oh, I can tell you He can. He can do it. So right where you're at, would you just say that from your own words and your own heart, and say this morning, God, I really need you. I really need you. I'm not coming with my umbrella in the rain. I want to take off my raincoat. I want to get wet. Come on, who's with me? I want to get wet. I want to be saturated. I want to drip this morning from the rain. And Lord, I thank you that all over this crowd this morning, there are people desperate. There are people here this morning that's just about to lose everything. There are people in this building right now, Lord, that they are facing that court date. Lord, there are people here that are facing and they are staring into the reports of doctors. But who is like the Lord? Who is like the Lord? Is His hand too short? I want to tell you this. The fact that you are here, the fact that you've made it up till this very moment, it just proves something, that no weapon that has formed against you couldn't prosper. Come on, you don't hear me. The fact that you are here, it proves that greater is He that is in you, is He that is in the world. Come on, man. It proves something, that God has got you. Come on, He's got you. Come on, tell your neighbor, He's got you. Come on, tell him dat. Hy het my, man. Hy het my vanmôre in die palm van sy hand. Wil jy nie net
omdraai, would you just turn to your neighbor backwards and just tell your neighbor, hey, God's got you. He's gonna do it. He's gonna do it. He's gonna do it. Stel jou gesig gou in kennis dat die Here dit gaan doen. Kom aan, stel gou jou gesig in kennis dat die Here is besig. Come on, he's busy doing something supernatural. Come on, because we serve the God of the impossible. Kom ons gee die Here groot lof. Die my so 'n bietjie opkry. My mic so 'n bietjie opkry. Hallelujah. Hallelujah. Voor jy jou sitplek neem, sê vir die een langs jou, if you know who I am. Come on, tell your neighbor, if you know who I am. Miskien moet jy eers van vra, weet jy wie ek is? Do you know who I am? Nou sê jy vir hom die volgende, if you know who I am, you would take me for lunch today. Hallelujah. Hallelujah. I want you to get yourself ready for what God wants to do in this moment. En ek weet baie mense sit al reeds, maar is okay, jy wat staan, bly gou staan. But I just want to tell you that this is the most amazing time to be alive. Oh, come on, I need more than that. It's the most incredible moment to be alive. Come on, there are those who've gone before us. But they will do anything possible. Come on, to switch places with us right now. Because this is the most amazing hour of the church. Okay, ons het 'n ding wat ons sê, if you don't like what I'm saying, we said, put it in your pipe and smoke it. Okay, so put that one in your pipe in the meantime. But it's the most amazing tyd om asem te hê. To be on this earth. Come on, to be part of what God is doing right now. Come on, ek wil vir jou sê vanmôre, jy moet beter jou exciting suit aantrek vanmôre. Is dit reg? Come on, is dit reg so? Kry jou exciting suit aan. Because what God has in store, come on, is better than what's going there on the outside. That's going on. Wat God in store het vanmôre is soveel beter. Ek weet nie of ek nou die almens gemis het iewers nie, maar ek sê wat God in store het is soveel beter. Come on, and I need you to get on the page this morning. Ek gaan nie vir jou 'n mooi preek om preek nie. I'm here for a declaration in the spirit. Come on, let we shift things around. Come on, wie's gereed daarvoor? Wie's gereed vir 'n shift? Come on, wie's gereed vir 'n nuwe ding wat die Here besig is vir my? Come on, wat hy vir my instoor het. Amen. Dan sê ek gou vir jou buurman, ek like jou. Dan kan jy jou sitplek neem. Loof die naam van die Here. Dis vir ons, dis vir my 'n voorreg om saam met julle te wees en om dieselfde van te dra as julle pastoor. En so ons het dit al soveel keer gekry wat mense vra, but are you family? I sê ja. Yeah, we family. We from the same bloodline. Come on, we from the same bloodline. En in hulle afwesigheid vanmôre, Pastor Lorenz en Pastor Mariette, wat ook al verjaarsdag gevier het hierdie week. Thank you for allowing me. Jy weet, something I discovered over the years is that it's the most difficult thing to do is to put somebody on your stage and you're not even there. Come on, hallo is jy by my? So I know it's a risk to just have anybody coming on your stage when you're not there, having you accountable for that. But thank God that we're from the same breed. Amen.
we're from the same breed. En so al die pad van die Kaap, Colette en die kinders, hulle is jealous. Laat hulle nie vanmôre hier kan wees nie, but thank God for what he's doing also on that side of the country. My kinders vanmôre ook in 'n ander gemeente. The Lord really blessed us with Ivan and Shanika. Both of them, they are operating and doing what God has called them to do. You know, come on, ouers, waar's jy? Jy sal weet as ek dit sê, that's the most amazing thing to see is when God starts working through your kids. Come on, is daar sulke ouers vanmôre hier? Ek meen ons leer mos nou die kinders en ek het altyd gesê my kinders het meer pak as ontbyt gehad. Ja, my sussie is ook hier vanmôre, so sy sê kliphard iets true. So kom ons gaan nou nie daar stil staan nie, maar dankie dat jy ook vanmôre hierso is met die kleinkinders. But you know, we try our best. Come on, mom and dad, where are you? We try our best to teach them the right ways, and then it's up to God. Come on, dan sit nou maar die Here. And whatever he does, en ons kyk met verstommendheid terug die afgelope 3 jaar of what he really did in our family, especially in the kids, to see how God is just progressively taking them places. Ek staan en kyk vanmôre, waar is daai gitaarman? Waar is jy? Ek dog nou net jy het gaan ontbyt eet. Alright. Ek staan en bekyk om so 'n klompie jare terug. Het hy nog gewonder waar is G en E? And I look at you this morning and I just realized that's the anointing of God. And that's the steering of God. It just takes you to places where you've never thought that you can end up. Ek kyk na my eie seun en ek weet ek vat nou tyd op, maar ek moet hierdie goed van my bors af kry want dit is so amazing om te sien hoe die Here dit gedoen. En ek meen ek speel gitaar vandat ek 'n baie klein seentjie was. En ek onthou my ouers het vir ons almal instrumente gekoop wat jy wou bespeel en hierdie ouer sussie van my wat hier voorsit, sy het net gesê nee, ek wil niks speel nie. So vandag speel sy die radio en sy doen dit redelik goed. Prys God man. Maar ek so probeer ek nou mos nou maar dit oordra na iemand en nou sê ek, come on, let me teach you because he's got it. I mean he's got the gift. En soos wat enige ander kind is, hulle wil mos nie vir pappa luister nie. So he didn't and he never started playing when I wanted him to. En tot eendag het hy net 'n begeerte ontwikkel en die Here set hom op met 'n vriend en binne 4 weke toe speel hy uit die kop uit die hart uit, speel hy gitaar. Ek sê, Here, wat het nou hier gebeur? En ewe skielik sien ek hoe interest verander en hy skuif so hier einde laas jaar se kant skuif hy agter die klavier in die sitkamer en nou begin hy nou maar net so goed te doen. Nou stamp ek aan Colette, nou sê ek, when did that happen? Want alles wat hy doen werk. Daar was nie 'n vals noot tussen al hierdie chords wat hy op die klavier uithaal nie. En so kom ons in Utah in die FSA in Oktober en die pastoor is Spaans, ek verstaan nie wat hy sê nie en hy verstaan ook nie wat ek sê nie. Ons werk met translator op die selfone, dank die Here vir tegnologie. En hy vra vir hom, so speel jy enige instrument? Hy sê ja. Hy sê, wat speel jy? Hy sê, gitaar en klavier. Ek dog, Here sê net, hy het nie gesê klavier nie. Ons stap weg, ons is op pad hotel toe, ek sê, het jy regtig vir hom gesê klavier? Rarig nou. Ja, ek is fine. Ek sê, hulle gaan jou op die spot sit. Stap die Sondagoggend in die diens in, en hy sê, jy gaan vir jou pa vanmôre speel. Ek sê, ag Here, ons het nog nooit iets so nodig gehad soos vanmôre nie. He just moved in as like it's fietsry. And he went and sat
behind the piano and he just start flowing. He start playing for 4 hours. He just start playing and flowing under the Holy Spirit. En ek staan verbaas, ek staan terug en sê ek, Here, hoe is dit as u dan besluit het? Kom aan kerk, jy het dit gemis. Hoe is dit dan as u dit besluit het? Dan doen u sulke fenomenale goed. So, ek is 'n trotse pa vanmôre wat net staan en net breek oor sy kinders. So, put it in your pipe and smoke it. God is goed. Amen. Ek gaan met jou 'n paar gedeel wat ek ervaar wat die Here met ons deel in hierdie oomblik, in hierdie tyd. Ek het dit reeds gesê, it's the most amazing time to be alive on the planet. Wie glo dit regtig? Wie glo dit regtig? It's the most amazing time to be alive, to see in this generation what God is actually doing. En ek gaan jou 'n voorloop gee. Ek is nie 'n teacher nie, ek is nie 'n pastor nie, ek kom na jou toe met 'n profetiese woord, en 'n profetiese woord wat vanmôre losgemaak gaan word, glo ek gaan jou uitkyk oor Suid-Afrika verander. Oh my word, ek sal nou elke amen gryp wat ek kry. Come on, let's just trust God for a supernatural shift. Wie glo dat ons het God nodig? Ek verstaan julle kry nie die nuus. Ons kry die nuus wat almal kry oor die wêreld nie. But I'm just going to give you some portions and then I'm going to get into the word. And just a little bit more than a month ago, God gave me a vision and the Lord showed me how He's taking the church and literally picked it up and put it right in front of the White House of the US. Impressive. I really didn't know what to think about it at that moment, but I've seen how God just takes the church out of His position and put it right in front of the US, in front of the White House. It's the symbol of the world. We all know that. That's the world platform. En ek is nie om vir jou te oorreed dat Trump is die beste ou nie. Kom ons gaan nie daar nie. But God has called him. I can say that. God has called him to be a trumpet in this hour. If you like it or not. If I like it or not. Maar ek gaan nie met jou politiek praat nie. And I see how God takes the church and He puts it right in front of the White House. Die 1 Mei vlieg ek Amerika toe. Baie van julle weet dis waar ons groot deel van ons ministry is. Op hierdie stadium is ons in 17 state. En die Here is net besig om bonatuurlike goed ewen in ons bediening te doen. Remnant, Remnant Pakistan, die Here is besig om fenomenale goed te doen in die ooste. Ek kan vir jou sê, duisende mense kom tot bekering op 'n weeklikse basis. Duisende. So God is busy working. So hier kom ek is in die FSA en die 14de Mei van wat nou verby is die Hebreëse kalendermaand Sivan wat aanbreek. Nou ek gaan nie met jou te diep daarin gaan nie, but time matters with God. Come on, who knows that? Time really matters. Tyd is vir God belangrik. Hy sê dit in Prediker 3, hy sê, vir elke ding onder die son is daar 'n tyd en 'n seisoen. Vir elke ding onder die son, op hierdie aarde is daar 'n tyd en 'n seisoen. So God stel belang in tyd. En die maand van Sivan breek aan op die 14de Mei 2026. Terwyl ek in Amerika is die aankondiging wat ek heeltemal mis, that Trump is rededicating the country of the USA back to God. Oh, nee, jy het dit nou gemis. What, he rededicated, het iemand gehoor, rededicate.
He rededicated the country back to God. Kom ons praat gou oor rededication. Dit meen, hy kom van die Here af en hy het weggedwaal, ek sit hom terug waar hy hoort. Het jy dit gehoor? Ek haal hom uit sy huidige posisie uit en ek sit hom op 'n plek waar hy hoort. And they made this declaration that from this moment, God, Elohim, is the only God that we will recognize. Oh my word, come on. En hier is besig om 'n ding plaas te vind. 300,000 mense dag op vir die celebrations van die grootste worship leaders wat ons op die planeet het. Dag op en hulle doen hierdie fenomenale rededication service. Ek moet vir jou sê, ek is halfpad jaloers. Come on, ek is so 'n bietjie jaloers vanmôre. Kan jy dink nou Ramaphosa kom rededicate die land terug na die Here toe? Ja, ek het daai gesig gesien, so ek gaan aan die ander kant toe kyk. Kom ek spring net gou 2 jaar voor dit. Gee die Here vir my woord, die Here sê vir my, I'm making the US the trendsetter. In other words, trendsetter means that whatever they do, the rest of the world will do. What happens there is going to happen in the rest of the world. Ek moet vanmôre vir jou die goeie nuus gee, is dat alhoewel daar grense in Amerika is, en alhoewel daar grense in Suid-Afrika is, die kerk het nie grense nie. Come on, I say the church doesn't have borders. Ek sê, Here, wat wys U my 'n maand terug, 6 weke terug? Die Here sê, I am restoring the face of the church. I'm restoring the face of the church. I'm giving the church his legal right to exist. Oh, come on, people. I'm giving the church a legal right to exist. Ja maar pastor, jy praat nou van Amerika. Daar is nie 'n Amerikaanse kerk en 'n Suid-Afrikaanse kerk en 'n Pretoria kerk, come on, en 'n Kaapse kerk nie. We are the church. Oh, come on, church. We are the church. Vergeet dat jy behoort met 'n membership aan Shalom. Vergeet dat jy behoort aan 'n liggaam van die PPK. Vergeet vanmôre, jy behoort aan die kerk van die Here en hy is op pad iewers heen. Halleluja. Come on, die kerk van die Here is besig iewers heen. En terwyl ek met hierdie goed werk, sê die Here vir my, watch what's coming for the church. Die kerk het reeds 'n legal reg op die 14de van Mei van hierdie jaar ontvang. 'n reg om te bestaan. Kom aan, ek praat met jou, reg om te bestaan. En om die kerk terug te bring by 'n plek waar ons nie meer gaan omgee oor hoe nie. Dit gaan nou oor wanneer. Kom aan, is julle by my vanmôre? Is dat daar 'n beweging moet kom in die kerk wat wegbreek van die planne en die werke van mens. Kom aan, is jy by my vanmôre? Luister hierna, dis die wonderlikste openbaring van hierdie hele verhaal. En nou gaan ek my geaardheid en ek gaan delf in die 14de Mei en ek gaan delf in die maand van Sivan. En ek sien
It was God appointed. It was God ordained. Because the month of Sivan means to realign. Oh, jy het dit gemis. To realign. Let me tell you, church, what's happening in 2026. That God has already started to realign the church with what He has in store to come down on the earth. Because the whole earth shall be filled with His glory. Come on. The whole earth shall be filled. Come on, the whole earth shall be filled with the glory of the Lord. Come on, kerk, ek wil 'n woord oor jou losmaak vanmôre, wat sê jou hele huis sal weet, sal kennis dra van die heerlikheid van die Here. Jou werksplek sal gevul wees met die heerlikheid van die Here. Why? Because He's aligning the church. He's aligning the church to what's happening next. Ek is glad nie 'n eindtyd prediker. Iemand sê, dankie tog. Ek is glad nie 'n eindtyd prediker nie, maar ek sal nie kyk met verwagting na wat oor die wêreld gebeur. Dan sê ek, Here, iewerster moet die kerk iets kry. Kom aan, is julle by my? Iewerster moet die kerk iets kry. Iewerster moet die kerk daardie alignment ervaar. Sê gou vir een langs jou, ek is nou so opgewonde. Maar sê dit met daai frons. Wie voel beter van dat hy ingekom het? Ek het 'n bietjie preekwerk om te doen, lyk in my. Isaiah 37:31. Luister gou hier. Die profeet praat en hy sê, the remnant that has survived. Oh, Here, dankie tog. The remnant that has survived of the house of Judah shall again take root downward, and they shall bear fruit. Rabba Shokatala Bande. Kom aan, is iemand hier? Is daar iemand hier wat sê, ek is deel van die remnant? Kom aan, ek is deel van die ouens wat dit gemaak het. As jy nie weet wat die remnant is nie, dis ouens met scars. Is daar sulke mense vanmôre hier? Jy loop met so 'n paar, jy loop met verbande, man, weet jy wat, jy krikke, nê? Jou bene is verbind, maar iewerster het daar iets met jou gebeur. Kom aan, iewerster is daar goed wat jy kan sê, hierdie is waar ek die leeu en die beer verskeer het, but I've made it till here. Ek wil vir jou sê, jy het dit gemaak tot op hierdie oomblik van 2026, and therefore God has got some interest in those who have made it. Kom aan, stap gou by jou langs jou, sê vir hom, jy het dit gemaak tot vanaand, tot vandag toe. Kom aan, jy het dit gemaak tot hier toe. Let me tell you, it wasn't easy. Kan ek 'n amen iewers hoor? It wasn't easy. There were times that I wanted to give up. Come on, there were times that I thought, it's really the end. But when you made it, come on, wanneer jy deur daardie drukgang gegaan het, en jy stap terug en jy sê, kyk hoe die Here my besigheid gered. Kyk hoe die Here my familie uitgehaal. Kyk wat het die Here in my huwelik gedoen. Kyk wat het die Here met my kinders gedoen. Sê vir jou langs jou, I've made it. Come on, sê dit met 'n bietjie attitude too. Julle het mos 'n bietjie attitude in Montana. You've made it. And God is busy collecting, gathering the remnant. People with scars, people that can show the marks of life. Kom aan, ek praat nou met daai wit gepleisterde mense ook nou. Het ek iets verkeerd gesê? Hulle wil mos nie weet, ander mense moet weet hoe sleg was hulle nie.
Want dan gaan jy 'n paar pelle verloor in die kerk. Dan God, ons kom uit die diep muddy clay. Oh, come on, is daar sulke mense? He took me out, come on man, he took me out. Hy het my uitgehaal, come on, en jy kyk my van net so met daai heilige gesig vir jou, maar jy was ook 'n robbies gewees. Come on, ons was almal daar. But God is getting the remnant together to take root downward. Ek wil vir jou vanmôre sê dat die kerk, the church is unstoppable. Ons kan maar huis toe gaan met daai statement. The church is unstoppable. There's nothing that the enemy can do that can stop me. There's nothing that he can do. Because as long as you run, he will drown behind me. Come on, as long as I'm keeping going, the longer I'm going, the more will drown behind me. Daar's geen vyand. Kom aan, daar's geen vyand wat jou kan uithaal. Ek wil praat met die korps vanmôre. Daar is 'n attack oor julle uitgeroep, maar ek wil vanmôre sê dat no weapon formed against you shall prosper. Want julle is op pad iewers heen. You are doing something right. Come on, is iemand by my vanmôre? You're doing something right. If there were no attacks, you really needed to worry. Want dan is die vyand baie gelukkig met jou. En so was daar 'n jong seun. En sy naam was Dawid. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil Dawid se hand skud as ons daar kom. Hy was hy tipiese rooikop seun wat hy het almal geupset net deur sy presence. Kom aan, julle ken sulke mense, né? Daar sit sulke mense in jou ry, daar waar jy sit. Hy stap in, almal is kwaad, hulle weet nog nie hoekom hulle kwaad is, hulle sal net nou uitvind. That was kind of David, okay, that was his personality. Hy het maar net eenvoudig daai geaardheid gehad. Sy broers kyk net vir hom as hulle kwaad. Why? Because he was different. En hier kom die woord van Here, en ek is nou in die boodskap, as jy nie weet nie, alright, so ek gaan nou nie verder tyd mors nie. Hier kom Dawid, hy is 10 jaar oud, hy kry 'n werk wat sy broers nie wil doen nie. Okay? I don't know who of you loves to look after sheep. Daai dom uitdrukking, nee? I don't like it. I'm going to kill them. That's just what it is. So he said, David, he's doing something that nobody wants to do. But Samuel got to the house and he said, okay, I'm here to anoint the next king. Julle ken die hele verhaal, ek gaan nie daar ingaan nie. Hier line al die broers op. Hierdie broers is tough. Kom aan, is julle hier? Hierdie broers is tough. Hierdie ouens, hulle maak hulle eie swaarde en spiese. Man, hulle spring van die cliffs af. Dis rowwe ouens. The whole bunch of them. But David was different. Besides the fact that he had red hair en sproete. Besides that, he was different. En met alle respek, ek probeer gou aan jou 'n verhaal skilder so that you can see where I'm going to go with this. Because David, on the other hand, opposite of his brothers, he was a soft kid. He was a spoiled one. He was the one that hy het geen worry oor van die wêreld gehad nie. Ek meen, ek kan dit sien. Dis die ergste stres wat hy gehad het, is dat sy harp moes uitwees. Dit was die hoogste vlak van sy stres. But there he is. He's on the other side of the mountain looking after some dumb sheep that he was never called to look after. Okay, ek het so pas vir jou iets gesê. He was doing something that he was never called to do. He was never destined. Kom ek sê vir jou, David was nie die tipiese pastor wat almal se windjies uitvryf nie. En ook jou doek ruil nie. He wasn't that. He
He was something else. Okay? And we're going to get to it. So he's David. I mean, he's got a gift. Hy speel hierdie psalms, hy skryf hierdie psalms and man, he's just in the presence of God and the whole world can just pass. Terwyl sy broers al hierdie ander gedoen, is hy aan die ander kant. Samuel is hier, hy gaan deur al die broers, hy sê, but I need someone else. There's somebody short. Who's that? Oh, David. Het jy reg by die Here gehoor? Do you know that God has anointed you before anybody had an opinion? Oh, put that in your pipe and smoke that. Come on, did you know that God has put his hand upon you before anybody had anything to say? Jeremia, ek wil nie te veel verspring nie, okay, maar Jeremia kom in 'n diep gat, hy's in 'n deprou. Hierdie ou is in 'n plek, die Here sê profeteer, hy sê ek sal nie. Die Here sê jy gaan profeteer, ek het vir jou gesê jy gaan profeteer voordat jy nou toe gekom het. Before you've been in the womb of your mother, I have anointed you. I've looked you through and I have found within all the billions of the other people that I've made that you are the very one that I need in this hour. Ek het sopas iets oor jou lewe losgemaak wat ek wil hê jy moet glo. Because within the heavens there were a billion other options, but God chose you. He has anointed me. Hier is David, hy's al lankal gesalf met olie, lankal. Voordat hy in die moederskoot was. Maar Samuel kom en hy sê eers nie wat dit nou doen nie, hy moet dit kom publicly reveal. Dis Samuel se job. Hy moet hierdie aankondiging kom maak, laat die hemele kan hoor. David is nie daar nie. Hulle sê maar, waar is die ander een? Nee, hy is aan die ander kant. Hy is besig met ander dinge. Hulle kry vir David staan hy is 10 jaar oud, hulle salf hom 3 keer. Hulle salf hom as koning, profeet en priester. David het geen idee wat met hom gebeur nie. David het nie 'n idee wat gebeur nie. Maar kom ek vertel jou gou net iets rondom hierdie salwing. Wat is die salwing? Die salwing volgens 1 Johannes 2 vers 27. Die woord salwing wat daar in die skrif gebruik word, is die woord, die anointing, is die skrif, of die woord in die Grieks wat beteken charisma. It's the continuous endowment of Holy Spirit power. In plain Afrikaans, dis die aanhoudende toevoeging van Heilige Gees krag. Die belofte aan die kerk, dat jy sal nooit sonder krag gaan nie. Oh, jy het dit gemis. Ek sê, jy sal nooit sonder krag gaan nie. Jy het altyd krag. Kom aan, jou krag is altyd beskikbaar. Handelinge 1:8 sê, dat wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal jy sal krag ontvang. You will receive ability, efficiency and might. Dis die woord. En hier is David, hy het hierdie salwing wat hy ontvang, but he didn't know yet what it involves. En kom ek sê gou vir jou, die oomblik wanneer die Here jou geroep het, nog voordat jy aarde toe gekom het, en hy jou gesalf, het hy vir jou alles gegee wat jy veronderstel is om te hê vir die res van jou lewe. Kom aan, wie glo dit? Hy het alles vir jou gegee binne in hierdie mantel. Met ander woorde, binne in hierdie mantel, hierdie blou baadjie wat ek dra, kom ons veronderstel, dit is my mantel. In hierdie mantel is memory. Ek probeer dit in 'n baie moderne taal net vir jou oordra. Maar hier is memory binne in hierdie baadjie, in hierdie mantel. En hierdie mantel besit inligting wat ek nog nie weet, ek weet nie. You don't know yet what you know yet. Die Here het nooit vir Moses gesê om 2.4 miljoen mense kos te gee nie, maar toe dit op die oomblik kom, toe weet hy. It's all there. It's in the mantle. It's in the anointing. David ontvang hierdie salwing. Obviously, geen idee wat met hom gebeur het nie. And he's on the other side, away from his assignment.
Iemand sê saam met my, assignment. Ek wil glo, hier is baie mense wat in hulle assignment funksioneer. Maar ek wil ook glo dat hier is 'n groter meerderheid wat nie. Dawid is aan die ander kant van die berg, kyk na hierdie dom skape, en hy hoor iets wat hom aktiveer. Who's this devil? Kan ek dit vir jou sê, dat wanneer jy jou assignment, wat is 'n mooi woord vir assignment? Opdrag. Klink so leeg. Jou roep, ons praat mos Christianie, sê hulle, nee. Jou roeping. En hierdie roeping wat Dawid gehad het, as koning, profeet en priester, moet ek gou vir jou verduidelik, hierdie roeping van koning, die kapasiteit daarvan was eintlik baie groter as wat ek en jy dink, want het gaan nie net om te regeer nie, jy sien, 'n koning, of 'n president van 'n land, word the chief in command. Is jy by my? It's the chief in command. Met ander woorde, Dawid, terwyl hy aan die ander kant van die berg is, alhoewel hy nog volgens homself nog nie goed is nie, volgens homself nog nie gekwalifiseer is nie, volgens sy broers nog nie weet wat hy doen nie, hy's nog agter die ore, is hy aan die ander kant, but he is full chief in command. Oh, het dit gehoor? He is full chief in command. Met ander woorde, die hele volle kapasiteit van sy kennis oor hoe om 'n oorlog te orkestreer, hoe om hierdie oorlog te doen, hoe om die wenner te wees, hoe om hierdie vyand uit te haal. Everything was downloaded in the mantle. Maar hy het nooit geweet, nie alvorens hy daar die duiwel gehoor het nie. Terwyl hy homself besig gehou het met die skape, was niks anders te belangrik net as die skape nie. En sy mantel het vir hom niks beteken nie. Ek gaan iets baie riskant sê. Die salwing wat op jou lewer is, beteken vir jou, ek moet dit nou mooi sê, maar kan ons sê dit nou maar sweet blue boggerel. Gebruik julle daai woorde in die Kaap, of hier in Pretoria. Okay, die salwing wat op jou lewer is, beteken eintlik vir jou niks. Nie alvorens jy kennis gemaak het met roeping nie. Nie alvorens jy jou hand geskit het met roeping nie. Tot dan toe is hierdie mantel net 'n stuk lap. Maar Dawid sit aan die ander kant en hy begin goed hoor wat hierdie mantel laat begin beweeg. Hierdie mantel se memory card, kom aan, in moderne taal, hierdie memory binne in hierdie mantel begin goed in te stroom en sê, Dawid, het jy dit gehoor? Het jy gehoor wat sê daai jou? Dawid, het jy gehoor? Het jy gehoor, daar's 'n oorlog aan die ander kant. Dawid, is jy nie die chief in command nie? I'm the soft boy. Ek hou my te doen met, en besig met instrumente. Maak jy my hande vuil nie. Kom, ek wil jy moet hierdie prentjie sien. Die broers, man, hulle het eelt op hulle vingers. Talle ouens, Dawid, not so much. Hy sê Rooikop seun. That's all he can do. Dis ongelukkig wat die vyand van jou dink. Oh, I've said it. Dis ongelukkig wat die vyand van jou dink, solank as wat jy nie in jou roeping stap nie. Dis wat hy dink van jou. But I've got a surprise, because I discovered that the anointing turns people into a different person. Oh, jy het dit gemis. The anointing turns somebody in somebody unrecognizable. Is iemand hier? Die salwing wat op jou lewer is,
verander jou totaal en al in 'n persoon wat hierdie mense nog nooit gesien het nie. Want dit is die werklike jy, toe jy daar was en hy jou geroep het. Hier sit Dawid aan die ander kant, hy is totaal disconnected van dit waarvoor God hom geroep het. Forcefully, he was there to look after sheep. Come on, hy het noodgedwonge gedoen, net om die tyd verby te kry. Maar ek wil vanmôre vir Pretoria sê, die tyd het verby gegaan, en ons kan nie meer tyd verby kry nie. Is iemand hier? Daar's 'n tyd wat nou aanbreek, wat die kerk moet wakker skrik. Come on, there's a time now that the church needs to align itself exactly with where God is taking the church. It doesn't help that God is putting the church in front of everything, but the people of the church, it's a different story. Why? Everybody has what it takes, but they're not moving in their mantle. Hulle beweeg nie in hulle roeping nie. Jy sê, maar ek gaan nie Bybelskool toe nie. Dit is eintlik niks daarmee uit te doen nie. It's got nothing to do with it. Jy sê, maar ek praat nie so maklik nie. Don't worry, die Here gee vir jou iemand om te praat, hoor. He'll make it happen. Vra my suster, ek is getroud met die grootste introvert wat daar seker was in ons klein dorpie. Vader alleen het, totdat die salwing oor daai girl kom. Who are you? Iemand, sy wou nie eers by die supermark uitklim en gaan brood koop nie. Nou stap sy in 'n vreemde kerk en stel haarself voor aan al die mense. Ek sê, Here, U is 'n God van wonders. Come on, kerk! You have no idea what God can do with you. Het jy dit gehoor? You have no idea what God is capable of. Hier is Dawid, hy sit met hierdie warwel van emosies en goede, en nou vind hy 'n verskoning. Heerlikheid, ek moet daar kom, hoe gaan ek daar kom? En nou kom hy by sy pa, hy sê, pa, my broers is honger en dors. Ja, is 'n goeie idee, vat hulle brood en melk. Die Bybel sê, hy stap in tussen hierdie ouens, totally underdressed. Hy kom maar in met sy vellies en sy kakiebroek. En die ou tipe ketties. Slingshot in the back pocket. Stap hy in. Die eerste ding wat die broers vra is, wat die hoenders doen jy? Het jy al daai vraag gekry? Wat doen jy? Wie het gesê jy kan sing? Wie het gesê jy kan speel? Jy het nog nie die kwalifisering deurgegaan nie. Dawid stap in tussen sy broers, en hy stap in met attitude, en hulle vra vir hom, wat soek jy hier? En hulle het nog nie eers klaar gepraat nie, toe sê hy, wie's daai? Jy het dit gemis. Hy was nie geïnteresseerd oor wat sy verskoning moet opdis, hoekom ek hier is nie. Dis my roeping. Come on, I'm born for this. Come on, I'm born for this, man. This is my show. Wie's daai? Hoekom is daai ou nog nie op die grond nie? Is daar iemand wat vir my kan sê, wat gaan hier aan? Come on, kan jy vir Dawid hoor? Kan jy vir Dawid hoor? Hierdie ouetjie is besig om sy marbles te verloor. Hy gaan ballistic. Want wat gedoen moes word, is nie gedoen nie. And why can't you see this? Dawid kalmeer net. Calm down, boy. Man, moet nie vir my sê, ek moet kalmeer nie, daai ou is besig, hy is besig om ons God. Because he was an orchestrator. He knew what had to be done. Okay, Dawid,
trek dan nou net asseblief hierdie klere aan, dat jy net asseblief soos die PPK lyk. Here, ek is jammer ek het dit gesê. Trek net asseblief hierdie klere aan. Jy weet, jare terug, nee, okay, kom ons gaan nie daar nie. Trek net hierdie klere aan, dan lyk jy ook daarom net bietjie godsdienstig. Dan lyk jy ook daarom net asof jy ook 'n diploma het. Come on man, moet my so kykie. Jy weet waarvan ek praat. Hulle het ons almal so probeer in die drukgang indruk. Ons moet uitpop soos klomp ballonne wat almal dieselfde lyk. Pastor Eddie? En as jy nie 'n taai het nie, daar is 'n boks by die deur, ons sê jou taai gee. En 'n hoed vir jou vrou. Ek moet nie verder gaan nie, asseblief, Here, help my, stop my. Dawid, trek aan. As jy doen wat jy wil sê, wat jy sê wat jy wil doen, hierdie ou is nie jou maat nie. Die Bybel sê hy het dit aangetrek en hy het dit net so uitgetrek. Because his first words was, I'm stuck. Okay, kan ek dit net weer sê? I'm stuck. Can I tell you something that I've learned, that I discovered, is what people oppose on you, gets you stuck. Because what people oppose on you and what God has done in you doesn't live in the same body. Come on! Wat mense gedink het jy is, en wat God sê jy is dalk nie nou dieselfde persoon nie. But it cannot live together. You see, the ambition of Saul was bigger than the integrity of the anointing. Want op hierdie outfit moes die logo van die borswapen wees. Jy moes daarom gerepresent wees. Jy weet, ek weet Pastor Lorenz gaan nou my slag hier oor wat ek sê, but die logo moet daarom op jou bors wees. Jy weet wat ek sê. It's not about that. It's about what's on me. That's what matters. En hier is David, hy sê, I'm stuck, guys. I cannot fulfill the plan with your idea. Oh, I just gave you a key. I cannot fulfill the plan of God with somebody. I cannot fulfill my identity, my destiny with somebody else's identity. I can't do it. Jy moet doen wat God sê jy moet doen. Kom aan, jy moet doen waarvoor God jou geroep het. Is al sulke mense vanmôre hier wat net sê, weet jy wat, ek het nodig om 'n besluit te maak. Ek moet uitkom uit die goed uit wat ander mense wil hê ek moet doen. Ek moet doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek moet my gawe wat die Here vir my gegee het, moet ek hier gebruik tot sy heerlikheid. I've learned this, unfortunately, on the hard way, is that you cannot have your own breakthrough with somebody else's praise. It's impossible. You can never fulfill your purpose with somebody else's promise. Come on, let it sink. Jy het nodig om by God te hoor. En jy het nodig om te doen wat God vir jou gesê het om te doen. And stop operating in somebody else's suit. Ek het nooit geweet, ek gaan julle stil preekie. Julle ken nie julle verhaal. David breek uit sy 3-piece suit, sy kerkklere. En hy sê, man, ouens, just give me a gap. I know what I'm doing. Because of that anointing that's on me. Ja, maar David, hoe gaan jy daai reus plat kry? Don't worry. God knows.
Dawid kom terug met die klippe. Wat is jy mee besig? Can you imagine it? Waarmee is jy besig? Don't worry. Jy kom na my toe met 'n stok, met 'n swaard, met 'n spies. Maar hy sê, ek kom na jou toe. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Ek kom na jou toe met die salwing wat die Here op my gesit het. And I will track you down and I will feed your body and your flesh to the birds of the air. David, calm down boy. Jy's die soft kid. Jy het nog nooit, ek weet nie, jy pas uit met bloed, nee. Here help ons hier. David, waarmee sê jy sê vir hierdie reus dat jy gaan sy vleis uitmekaar uithaal. Het jy gedink wat jy sê? The anointing makes me do strange things. Oh, jy het dit nie gehoor nie. Die salwing wat op jou lewe is, kom en kan ek dit gou vir jou sê, gaan goed in jou lewe begin doen, wat jy nooit gedink het jy is in staat nie. Jy gaan begin goed doen, kom aan, vir die werk van die Here. Jy gaan begin goed doen in jou bediening, wat jy gesê het, wie die hoenders is ek? Waar kom ek dan nou vandaan? Hoe is dit dat ek so dink? David staan voor sy broers met aanskouing en hy slag hierdie reus. Come on kerk. Hy slag hierdie reus op 'n manier wat niemand gesien kom het nie. En die lank en die kort, hier trek hy 'n swaard wat langer is as hy. David, wat gaan jy met dit doen? I'll show you. Come on kerk, ek is ongelukkige prentjie mens. So ek sien hierdie ding in 'n age restricted way. David is hier besig met 'n swaard. Come on, ek wil jy moet dit picture. Sal jy dit net gou dink net. Hierdie crazy boy is hier besig met 'n swaard. I'm a bad actor, but it's okay. En kan ek dit vir jou sê? Dit was iemand net van een kap en toe sê jy, let's go graphic. Can you see it? Come on, wie's by my? Kan jy sien? Man, ek moet hierdie ding se kop afkry. Hier's nog 'n stuk seening wat hier is nie. Wie het al 'n bees geslag? Wie het al, kom aan, waar is die wildjagters? Waar is julle? Dis mos nou 'n baie netjiese, delikate proses mos nou om daai ding se keel af te sny. Nee. Die bloed is mos net om die bok. Nee. Dis, waar's Michelle? Kan jy iewers, daar's jy. Handergirl. Ek meen, come on, Michelle. Hier's al hierdie bloed. Dis guts, broer. Die gorrel hang nog uit. Kan jy dit sien nou? Ek moes daai woord gebruik. David is nasty. Dis 'n gesig. Come on, dis bloed en borrelstukke. Dis guts. Gorrels hang uit. I'm done now. Whew. Nou moet jy by my bly. Geef my daai volgende skrif. David het klaar die kop afgekap. Onthou net. He's the soft kid. Hy's die piano boy. Okay? David is covered in blood. He's covered in guts. David returned from killing Goliath, the Philistine, and Abner brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. Saul, moenie die volgende vers gee nie, wag vir my. Saul sê vir Abner sy servant, hy sê, gaan haal vir my daai seun.
Want die Vader alleen weet wie daai kind is. Oh, jy moet nou by my bly. Jy moet nou by my bly. Jy beter daai kind gaan haal, want ek ken nie hierdie ou nie. Hy is die soft kid, hy speel altyd net die harp. As ek onstuimig was, het hy altyd my kom soothe, jy weet. Hy het nooit hierdie moordgedagtes gewys nie. Hy het nooit hierdie aggressie getoon nie. Kom aan, is jy by my, bly by my. Hy het nog nooit getoon dat hy enigstens bloed kan handle nie. Gaan roep hom. Die Bybel sê, hy kom met die kop. Die Vader alleen weet. Hy kom met die kop ingeloop. Ek weet nie hoe het hom gedra nie. Sorry, I'm graphic, I know. Miskien aan die hare, ek weet nie. Maar hier kom hy met hierdie reuse kop. Wie wat sien hy? Ek sien hoe drup dit nog, soos hy loop. En hy gaan staan voor Saul. En nou moet jy by my bly, want hierdie is die mees belangrikste oomblik. Want wat Saul van Samuel geweet het, was niks te doen met die mantel wat op sy lewe was nie. Kom aan, is julle by my? Wat Saul van Dawid geweet het niks te doen gehad met destiny nie. But God downloaded in his mantle an indescribable wisdom of how to kill a giant. Punt vir punt. In Emmanuel. Die persoon wat Saul ken en van weet, it's not this kid. Hy ken Jesse, sy pa, hy ken die broers, hy ken hulle almal. Maar die ou wat voor hom staan, hy het geen idee wie hierdie ou is nie. Why? Because his anointing has made him somebody that heaven saw. Oh, come on, church. What appeared in the eyes of Saul was a direct copy and a replica of what heaven designed. Geef my daai volgende vers. Vers 58. Saul vra vir Dawid. Lees julle dit? Wie se seun is jy eintlik? Whose son are you? Openbaar jouself. Sê vir my, wie is jy? Because this boy in front of me is not the same guy that I've seen a couple of hours ago. What I'm looking at is somebody that became fearless, unstoppable, focused. The person I'm looking at is somebody that got his guts from somebody's greater. He's definitely not a shepherd's boy. This is a giant slayer. Whose son are you? Ek ervaar myself in hierdie plek, reg in hierdie oomblik, deur net eenvoudig te vra, whose son are you? Are you the son of those who doesn't see the mic in your hand? Are you a son of those who are opposed on you to dress like they dress? Whose son are you? David sê, I'm a son of a servant. Jesus sê die grootste in die koninkryk is hulle wat kan dien.
Come on, it's the most perfect words. I'm a son of your servant. Maar wat versteek is in die volgende woord, die woord Jesse, is in die Hebreeus wat beteken, they who have made it. The remnant. So wel, ek is nie wat jy dink ek is nie. I'm not the piano boy. I'm not that soft kid that everybody thinks that I can do anything. I'm part of the remnant. I'm coming from the bloodline. Dis tyd dat die kerk bloed ruik. Oh, I say it very crude. Dis tyd dat die kerk bloed ruik. Dis tyd dat die kerk opstaan en sê, we are the anointed. I don't care what people say. I don't care what people think of me. I'm going to get up on my feet and I'm going to make a commitment unto the Lord, and I'm going to become a son of the remnant. Kan ek vir jou sê, hoekom is jy gefrustreerd? Dis omdat jy besig hou met ander mense se goed. Kan ek vir jou sê, hoekom is jy ministry uitgeput? Is omdat jy nie doen wat jy veronderstel is om te doen nie. Because when you're anointed in a certain place, and you do what you got to do, you never get tired. You never get tired. Ek praat vanmôre uit my eie lewe. I've had my churches, I had my assemblies, I've planted them, I've pastored them. What an effort. Until I discovered I can go without the title of pastor. Because it's not even close of who I am. Pastor, meen ek met jou doek omruil? Nee. You can do it yourself. Dis hoe ek voel. But until I have discovered who I am, nothing else matters. And now I can run 100,000 miles an hour. I can preach 200 meetings in 1 year. I can travel 12,000 miles in a month. I can. And I don't get tired. I'm supposed to have jet lag. What jet lag? I'm not a super being, but I discovered my purpose. I have discovered my assignment. And until you're going to discover your assignment, you will keep on telling these pastors and this leadership, I'm tired. Who's done with what people wanted you to do? And say this morning, I want to do what God has called me to do.